So vandag is die 27ste September 2025 en soos wat almal weet, het die wegraping nie plaasgevind nie, althans die wegraping van Dani Botha wat of die 23ste of 24ste sou gebeur het. Of dit het nie plaasgevind nie, of ons is almal net nie gered nie en ons het almal dit gemis die hele wêreld. Of hy het nonsens gepraat. Nou, hy het 'n nuwe video opgesit op sy Facebook, waarna ek wil kyk. Ek weet nie of ek na die hele video gaan kyk nie. Ek sal die skakel plaas in die description van hierdie video, as julle self wil gaan kyk na dit. Ja, ek wil maar net 'n paar opmerkings maak daaroor. So kom ons luister, en ek sal dit maar pause so tussendeur. In die Here, is my lekker om hier weer saam met julle te praat. In die aard van die saak is ek maar hartseer en teleurgesteld ook dat dit nie plaasgevind het nie. Het lyk vir my daar afgespring. Ek is maar hartseer dat dit nie plaasgevind het nie, maar ek is dankbaar dat ek nog steeds op die rots gebou is, Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Ek wil sommer deur te begin net sê, as ek enige iemand enige skade aangedoen het, emosioneel op enige manier, as ek enige iemand afgetrek het van die geloof af, dan wil ek uit my hart uit voor die Here vir julle sê, ek is baie jammer. Dat die goed wat ek gesê het, wat ek Ja, ek dink nie hy ervaar die erns van die saak nie, want dit gaan nie soveel net oor of hy mense dalk van die geloof afgetrek het nie, wat as hy dit veroorsaak het, is dit natuurlik 'n verskriklike ding. Die erns van die saak is dat hy gesê het dat dit gaan definitief gebeur, en dit kom van die Here af, so dan het hy God 'n leienaar gemaak. Dit is die probleem. hoor dit by die Here, het ek regtig gehoor by die Here. Dit kan ek kan dit nie ontken nie. Ek het die trompette werklik gehoor, daar was getuies by dit, en ek het gehoor, hy sê het my die verdrukking gaan begin. Ja, hy het gehoor, die Here sê die verdrukking gaan begin. Wel, die verdrukking het sekerlik al lank al begin, want daar is baie lande op aarde waar mense onder verskriklike verdrukking is. En ek weet, is nog nie die groot verdrukking nie. So hy bedoel die Great Tribulation. Matteus 24, Openbaring, ek dink 7, praat van Great Tribulation. En daai is 'n spesifieke verdrukking wat gaan plaasvind op die aarde. Nou, hy glo dat ons gaan nie hier wees vir daai verdrukking nie, en dit is 'n dwaalleer. Waar ek dalk die fout gemaak het, is om die datum ander te sit, want ek het geweet, die wegraping moet voor die verdrukking wees, want 2 Tessalonisense 2 sê, net tot dit wat hom teehou uit die wegruim is, dan Ja, wat ook 'n dwaalleer is. 2 Tessalonisense praat van dit wat die anti-kris weerhou om te kan doen wat hy wil. Nou, hulle glo dit is die Heilige Gees wat deur die kerk werk, en wanneer die kerk opgelig is deur die wegraping, dan kan die anti-kris doen wat hy wil. Maar dis nie wat die skrif sê nie, en nêrens in die skrif lees ons wat is dit presies wat die anti-kris weerhou om te kan geopenbaar word en te kan doen wat hy wil hier op aarde nie. So om te sê dis die kerk of die Heilige Gees is letterlik nou maar net om jou eie idees en opinies daar buite te sit daaroor. Maar in elk geval, ek wil eers gaan na die skrif gaan. So ons is weer in Matteus 24 en vanaf vers 15 staan daar. Ek lees nou Engels. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Whoever is on the housetop must not go down to get the things out that are in his house. And whoever is in the field must not turn back to get his garment, but woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. But pray that your flight will not be in winter or on the Sabbath. En hier's nou 'n waarskuwing. For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will. So dit het nog nie plaasgevind, hierdie great tribulation nie. En vers 22 sê, And unless those days
And unless those days had been cut short, no life would have been saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Then if anyone says to you, behold, here is the Christ, or there he is, do not believe him. For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to deceive, if possible, even the elect. Behold, I have told you in advance. So ons is gewaarsku voor die tyd oor dit wat gaan gebeur, hierdie great tribulation. Therefore, if they say to you, behold, he is in the wilderness, do not go out, or behold, he is in the inner rooms, do not believe them. For just as the lightning comes from the east and appears even to the west, so will the coming of the Son of Man be. So kom ons gaan na vers 21. So hierso waarsku Jesus ons van die great tribulation, okay? So hierso is die underlying Greek. So die woord great is die Griekse woord megale, okay? En dan die woord tribulation is die Griekse woord thalipsis. Nou hierdie twee Griekse woorde word net hier gebruik in hierdie konteks in Matteus 24 vers 21 waar ons gewaarsku word, ons as Christene, van hierdie groot verdrukking. En dan in Openbaring 7 vers 14, so hier is ons gewaarsku, nie gewaarsku nie, dis 'n antwoord op 'n vraag, kom ek lees maar eerder bietjie meer dat ons konteks hier kry. Openbaring 7 vers 9, after these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation, and all tribes, and peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands. Alright. Okay, so ons het hier menigte mense, hulle soveel mense, niemand kan hulle tel nie. So dis nie 'n paar mense wat nou, soos wat van hulle nou sê, gedurende die Great Tribulation tot bekering gekom het, nadat die kerk in die hemel en opgevat is met die wegraping nie. En dit is nou van, hulle is van every nation, so elke nasie, all tribes, and peoples, and tongues, alle tale, alle mensegroepe, almal, dis nie net, jy kan nie sê is net Jode, of is net die, of is net daai nie, dit praat van mense reg rondom die wêreld. Okay. En dan en dan vers 13. Then one of the elders answered, saying to me, These clothed in white robes, who are they, and from where have they come? En dan kry ons die antwoord. And I said to him, My Lord, you know. And he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and they washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Nou as die wegraping plaasvind voordat die Great Tribulation gebeur, soos wat Dani glo, hoe op die aarde die mense gesterf gedurende die Great Tribulation vir hulle geloof. En dis 'n absolute menigte van mense, want hulle kan nie eens getel word nie. So dit is Christene wat op aarde is, omdat daar nie 'n wegraping is voor die groot verdrukking nie. Okay, so hier het ons die woord great. As na die Grieks gaan, hy is 'n bietjie anders gespel hier, maar is dieselfde woord. As ek nou gaan kyk in 'n Griekse woordeboek, dan hierdie woord thalipsis, wat nou hier is 'n bietjie klein, maar hier staan hy bekend as thalipsios, okay? Maar is dieselfde Grieks, thalipsis, en dit is dieselfde een wat vertaal word na verdrukking, na tribulation in Matteus 24. En dan het ons great, en hier is ook 'n bietjie anders gespel, maar is dieselfde Griekse woord. Okay, so hier staan na megaleis. Maar as ons hom gaan opsoek in ons Griekse woordeboek, dan kry ons megas, en dit word vertaal in hierdie konteks na great. So ons het die Great Tribulation in Matteus 24 en ons het die Great Tribulation in Openbaring 7. En al twee, die een waarsku vir ons, dit gaan gebeur, ons moet gereed wees, en dan in Openbaring lees ons dat Christene wel daardeur gaan en wel sterf. En die enigste doktrine wat hierdie
pre-tribulation rapture ouens het wat teen dit gaan, is hulle sê nee, hierdie is nou wat jy noem tribulation saints. Okay, so hulle sê, daar was 'n wegraping, al die Christene is weg, die kerk is weg, die Heilige Gees is weg, want volgens hulle gaan die Heilige Gees saam met die kerk weg, en dan kan die Antichrist doen wat hy wil. The abomination of desolation. Okay, so dan sê hulle, is hier nou 'n paar mense op aarde gewees, wat dalk nou die evangelie gehoor het, maar hulle het nou nooit geglo nie. En dan gaan hulle nou tot bekering kom, deur 'n tydperk waar die grootste verdrukking ooit is, ons moes nou gelees nou, daar sal nooit weer sulke verdrukking wees op die aarde nie. En daar was ook nog van tevore nie. Maar nou hierdie paar mense kom nou tot bekering, en dan hulle verkondig dan nou die evangelie aan ander, en dan deur een of ander wonderbaarlike manier, deur die grootste verdrukking wat er nou ooit op die aarde is, en ooit gaan wees, kom daar so baie mense tot bekering, dat hulle nou nie eens getel kan word nie. En dis nou van alle tale en alle nasies, so dis mos nou natuurlik 'n klomp snert. Dit is absoluut onmoontlik, want nie net is daar so 'n groot verdrukking nie, wat gaan beteken, daar gaan nie Bybels wees nie, daar gaan geen Christen boekies wees, of video's op die internet, of niks van daai goed nie. En so dit gaan verskriklik moeilik wees vir die mense, om die evangelie te kry mee te begin, maar nie net dit nie, die woord sê vir ons, dat die Heilige Gees is nodig, vir wanneer iemand tot bekering kom. Jesus het ons gesê, as hy die trooster stuur, en wat gaan die trooster doen? He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Nee, die judgment is the coming judgment, wanneer daar die groot oordeel wees, die wit troon oordeel, waarvan ons lees in Openbaring. Okay, so, die Heilige Gees moet jou convict van jou sondes, sodat jy op oortuiging kan kom, dat jy 'n verlosser nodig het, wat Jesus is, en daardeur moet jy nou maar jou keuse maak, né? God forceer ons nie, maar jy kom tot daai besefing, ek gaan hel toe, ek nodig 'n redder, en of jy gaan die evangelie glo, en jou vertroue sit in wat Jesus gedoen het, of jy gaan nie. En daar kom sulke mense, kom dalk later ook nog tot bekering, maar die Heilige Gees is nodig. Maar volgens Daniël is die Heilige Gees weg, en dis wat hulle glo. Julle kan maar gaan oplees, pre-tribulation rapture doctrine, who is the restrainer, en dan sê hulle, vind doktrines wat sê, ja, die Heilige Gees gaan saam die kerk weg. Okay, so kom ons luister maar verder na sy video, maar dis eintlik al wat ek wou gesê het. Net daai kerndeel, wat hy verkeerd kry, maak dat hy alles verkeerd kry. Want as hy geglo het wat die skrif duidelik sê, en daar is nog baie verse wat ek kan aanhaal en so aan, maar ek het al my eerste video oor dit, meeste van dit gelees, dan sê julle sien, dat ons word letterlik gewaarsku, julle gaan deur verdrukking gaan, en die Antichrist gaan wees hier op die aarde, en hy gaan sit in die tempel van God, en voorgee asof hy God is, en sê, julle moet maar aanbid asof ek God is, en julle gaan die merk van die dier moet vat op julle voorkop of hand, en hom aanbid, so al hierdie goed gaan nog gebeur. Daar is niks in die Bybel wat sê, nee, ons gaan eers weggevat word, en dan gaan dit gebeur nie, nee. Wat wel gaan gebeur, is, God gaan ook sy eie wraak uitgiet op die aarde, ons lees van dit ook in Openbaring. En dit bestaan en bekend as die bowl judgments. Dis die wraak van God, dit is nie die groot verdrukking nie, en hulle dink, dit is alles een en dieselfde. Nee, God gaan nie sy kinders op aarde straf nie, daai wraak as ons dit lees, en in konteks lees, dan sien ons, dit is vir die ongelowiges, vir die wat die merk van die dier gevat het, en hom aanbid het. Dis nie vir Christene nie, maar die groot verdrukking, dit is vir Christene, want dit word deur die Antichrist hier op aarde volbring, kan ons maar sê. Hy veroorsaak dit. So daar's 'n distinction tussen the great tribulation and the wrath of God. Maar hulle dink is een ding, ek weet nie hoe hulle dit kry nie, want as ons net die Bybel lees, ons bestudeer nie die teks, dan kom jy nie daarop af nie. Die Bybel sê vir ons duidelik, en waarsku vir ons, en waarsku ons ook teen mense wat vir ons gaan sê, nee, dit gaan nie gebeur nie, julle gaan weggevat word, so ja, moenie laat sulke dinge vir julle omkrap, of julle die mekaar maak nie. Bestudeer die Bybel, lees wat sê dit, moenie net 'n versie hier en daar lees nie, maar
begin by Matteus en lees dwars deur tot Openbaring, dan lees hom weer deur, totdat julle so bekend raak met die teks. Natuurlijk is die Ou Testament ook belangrik, maar veral vir nou net, as dit kom by hierdie dinge van die eindtyd, moet die Nuwe Testament gelees word. Julle moet hom ken, ons moet hom ken. Ons kan nie nog rondspeel nie. En ja, Daniel is belangrik. Baie van die dinge waarvan ons lees, soos He Who Desolates, The Abomination of Desolation, is in Daniel, hoofstuk 9, 10, in elk geval, 8, 9, 10 daar rond. Maar ja, ek weet definitief hoofstuk 10 praat daarvan, so ja, daar is natuurlijk waarskuwings ook dan in die Ou Testament, maar ja, bly in die Nuwe Testament, as jy nog nie regtig die woord gelees het nie, en lees ons 'n paar keer deur, en hou aan met die Bybel lees, en hou aan om dit deur te lees, want is baie belangrik. Ek dink biblical illiteracy is hoekom so baie mense vir die goed val. Hulle ken nie die woorde self nie, en dan hoor hulle maar wat ander mense sê, en dan glo hulle dit. Kom ons luister verder wat Dani sê. Dan sal die ongeregtige geopenbaar word, die een wat die Here sal verdelg met die glans van sy verskyning en die woord uit sy mond uit. En dis die anti-kris. So ek is bitter jammer, regtig uit my hart uit. Ek dink ek voel so bietjie hoe Petrus gevoel het toe die haan gekry het vir hom. Ek het so 'n idee hoe hy moes gevoel het, en dis vir my baie seer, maar dit verander ook nie die feit dat ek kan sien rondom my dat die tekens van die tye daar is, die United Nations. Ja, daar is baie tekens waarna ons kan kyk in die wêreld, maar dit beteken nie ons moet kom en datums maak nie. Want soos ek gesê het, hulle glo die weggrawing moet plaasvind voordat die Great Tribulation plaasvind. Die woord sê vir ons, ja, daar gaan oorloë wees, en there will be wars and rumors of wars and so on, en nasie sal teen nasie opstaan. Ons sien al daai goeters, maar die woord sê ook, but the end is not yet. Daar gaan dan nou groot verdrukking ook kom, so ja, dis geen verskoning nie. Al die volke in die wêreld begin vir Israel haat. Dis omtrent net Amerika wat agter hulle staan, en Matteus 10:22 het Jesus dit voorspel. Hy het gesê, julle gaan gehaat word deur al die nasies. Hy het daai vir ons ook voorspel, vir Christene. Hy het gesê, hulle het my voor julle gehaat, hulle sal julle ook haat. So, ja, en Christene word gehaat al vir jare lank. Dit het al begin in Jesus' tyd waar Christene gehaat was en vervolg word. Dit het nooit opgehou nie. Ons is maar net, as ons in 'n land bly waar dit nie gebeur nie, dan is dit maar net, kan ek sê, seëning vir ons. Ons is bevoorreg. Maar daar is soveel lande daar buite waar mense gemartel en gehaat word omdat hulle Christene is. So, ja, ek weet nie regtig hoekom ek dink dit is net iets wat nou eintlik gebeur nie. Die goed is hier, die tekens is hier so, en een ding wat ek nie oorspyt is nie, is die baie mense wat hulle lewens reggemaak het, en hulle dieper introspeksie gehou het in hulle self om te kyk, hoe kan hulle nader aan die Here kom, en bietjie meer tyd met sy woord spandeer. Daarvoor is ek nie jammer nie. Ek het dag en nag hier gesit, omdat ek het regtig geglo het, dat ons op pad is. Het ek nag en dag hier gesit, mense gepraat, mense na die Here toe gelei, met mense gepraat oor wat nie seker is oor hulle verlossing nie, wat nie seker is of hulle gered is nie, hulle vra my, wat moet ons doen, gaan ons agterbly as ons nie gedoop is nie, al sulke goed wat vir die mense swaar was, dit het ek met hulle gedeel, en dag en nag, my vrou is my getuie, ek het laat in die nag, dit beteken tot 12 uur nog. Dit is natuurlijk goed as mense by die Here uitgekom het. Ek glo nie ons kan fout vind daarmee as iemand tot bekering kom nie. Maar weer eens, die gevaar hiervan is dat mense voel of hulle nou moet by die Here uitkom, hulle moet nou regmaak met die Here, okay? En soms is dit sincere en soms nie. Maar baie mense doen dit ook net, want hulle wil nou maar net nie agterbly nie. Dis meer uit 'n vrees uit. Dit is nie omdat hulle werklik die evangelie wil glo, want hulle het tot hierdie gevolgtrekking gekom dat
ja, ek kan nie myself red nie en ek is 'n sondaar en ek nodig Jesus nie. Dis meer van 'n ek is nie so geplaag my sonde nie, ek wil net nie agterbly nie. En dit kan gevaarlik wees, want as so iemand hierdeur nou sê hy het nou by die Here uitgekom. Sy eerste ding wat hy gaan dan nou agterkom is, dit waardeur ek wat my gelei het na die Here toe is alleen gewees. Ek het gedog, ons gaan almal weg wees, hier ten minste aan die einde van die 24ste September. Dit het nie gebeur nie, want hierdie God wat ek nou in glo, lyk my is ook een wat een ding sê, maar dan gebeur dit glad nie. So, dit kan gevaarlik wees, maar ja, mens moet baie versigtig wees. En ek was vroeg in die oggend weer opgewees. En natuurlik ja, in my eie hart was daar 'n baie groot opwinding gewees en dit is nou alles weg. En ek het verskriklike finansiële skade gely. Ek kan nie vir u sê in wat se panaries ek op die oomblik sit nie, maar die Here is my herder en hy sal my deurvat. Dit weet ek, want hy is getrou. God is getrou. En dit verander niks aan Jesus Christus nie. Hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, sê Hebreërs 13 vers 8. So ek hoef nie verskoning te maak vir Jesus nie. Die fout is aan my kant. Dit is ek wat die fout gemaak het. Dis ek wat die datum daarby gesit het en ek is daaroor jammer. Dit wat by die rugby gebeur het, dit wat ek daar gesien het, dit was so bonatuurlik. Ek meen, daar is geen manier hoe dit so kon gewerk het, dat daai syfers presies so uitwerk nie. So wat daar gebeur het, weet ek ook nie. Syfers en goed wat uitwerk, rugby tellings, al dit. Dit is meer iets wat mense doen in die occulte en so aan, New Age, angel numbers, al daai goed so. Mens moet wegbly daarvan af. As jy nou 'n nommertjie daar iewers gesien het en dit kom nou oor, stem nou ooreen met 'n ander nommer en dan gaan jy na daai versie en dan dink jy die Here sê vir jou die of daai en dan gaan verkondig jy dit nou as evangelie daar buite. Dit is baie gevaarlik. Baie keer stem goed maar net ooreen. Dis nou maar net hoe dit is. Mens noem dit toeval. En mens kan nie van alles iets geestelik wil maak altyd nie. So, ek dink Dani Botha moet regtig waar net in die woord bly. En hy moet regtig begin kyk na hierdie doktrine wat hy glo van die pre-tribulation rapture en begin nalees oor dit en sien, is dit waarvandaan kom dit? Want daai dan kan jy gaan, die geskiedenis kan 'n mens gaan oplees en dis 'n nuwe doktrine in die kerk, is nie so oud nie. Die kerkvaders het dit nie geglo nie, die disippels het dit nie geglo nie. Johannes wat Openbaring geskryf het, sy disippels het dit nie geglo nie, maar vandag glo soveel mense dit, asof dit van die begin af nog altyd daar was. Ons vind dit nie eens in die Bybel nie, so ja, ek hoop hy sal 'n bietjie gaan nadink daaroor en gaan navorsing doen. Ek wil vir u sê, dit is vir my seer as die mense sê, daar het 'n leungees in my gekom. Want die Bybel sê, alle goeie gawes kom van bo, van die Vader van die ligte. En hier in Lukas, ek dink is dit Lukas 11, ek wil net vir daar seker maak. In Lukas 11 is hier staan hierdie ou skrifgie geskryf. Hy sê, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en hy wat verklop vir hom sal oopgemaak word. En watter vader onder julle sal sy seun vra 'n brood vra en hy sal hom 'n klip gee? Of ook 'n vis vra. Dis Lukas 11:11 en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Dit waarvan ek beskuldig is dat ek 'n valse profeet is en 'n slanggees het. Of as hy 'n eier vra dat hy hom 'n skorpioen sal gee. Nee, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek bid al 36 jaar vir die dooping in die Heilige Gees. Ek het die Heilige Gees ontvang, Romeine 8:9, jy kan nie 'n Christen wees sonder die Heilige Gees nie. Romeine 8:14, hulle wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God. Dis hoe ek 'n kind van God geword het. En dat die Here in my bediening gewerk het al hierdie jare, dit is onteenseglik, dit kan niemand betwyfel nie.
en dat die Here verder gaan werk. Dit glo ek met my hele hart en dit vertrou ek, want die roeping en die verkiesing van God is onherroepelik en onberoulik. Ek is opreg met die Here. Die Here is my herder en die Here is my getuie. Die Here ken my hart. Dit het my angstig gemaak dat van my mense in Suid-Afrika hier kan bly. As daai wegrapping plaasvind en ek het al gesien as ek so in die lig gaan, hoe skreeu hulle vir my. Kon jy my nie maar net gesê het nie. Dit was regtig in my hart. Ek het ure en ure in my bidkamer deurgebring voor God se aangesig om te vra vir nog siele. Here stuur. Ek sal nie sê hy het 'n demoon in hom nie. Glad nie. Ek sal nie sê hy het 'n slanggees of sulke goed nie. Wat ek wel sal sê is hy het 'n verkeerde onbybelse doktrine, weet wat hy glo. En dat wat ook al hy gesien het daar, klink vir my maar net soos 'n deception en nie iets van die Here nie. Al lyk dit hoe mooi en al lyk dit vir jou Bybels, dit wat jy nou sien, 'n visioen of 'n droom, beteken nie is van die Here nie. Demone kan ook vir jou visies gee. Gaan maar net na enige iemand toe wat Kundalini yoga of zoiets doen, dan vra jy vir hulle of hulle ooit visioene het en goeters ervaar, emosies en so, wat bonatuurlik voel. Dan sal jy sê, ja, hulle doen. Veral as hulle Kundalini awakening het of zoiets. Ek sê nou nie, daar in die Botha het dit nie, maar ek probeer net sê dat die vyand kan ook vir jou visioene gee en goeie ervarings laat ervaar, goeie emosies, goeie gevoelens. En dis alles net om jou te mislei en jou van die waarheid af weg te hou. So ek dink daar in die Botha was gedeceive, mislei, en daardeur het hy baie ander mense mislei. Net nog van my boeties asseblief en my sissies, laat hulle net nie hier bly nie. So ek vra julle vergifnis en ek staan skuldig dat ek 'n datum daarby gesit het wat nie uitgekom het nie. Is ek 'n valse profeet? Nee. Want ek lei mense na Jesus toe. Valse profete vat mense weg van die Here af. Hulle bring hulle nie na die Here toe nie. Dit wat ek gedoen het, lei mense na die Here toe en bring mense na die Here toe. En ek wil tog, voor ek nou afsluit, wil ek net weer vir u sê, die tyd is hier, die tyd is naby. Ek sal nie weer 'n dag daar sit, ek het my les geleer. Maar ek wil vir u sê, maak jou saak met God reg. As die Here gesê het, bekeer julle deur Petrus en laat elke een van julle gedoop word en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Moenie een van daai stappe uitlos nie. Moenie dit probeer wegredeneer met slim redenasietjies en goetertjies nie. Nee. Doen wat die Here sê. Vertrou hom. Hy sal vir jou deurvat, hy sal vir jou lei na die waters wat daar is. Broers en susters, ek weet, is swaar daar buite. Ek beweeg tussen mense. Ek ervaar in my eie lewe. Dit is nie meer maklik vandag in hierdie land vir ons om 'n inkome te skep en 'n inkomste te genereer. Dit is bitter moeilik vir ons. Maar ek dank die Here dat ons die lewende God dien. Ja, en dit kan ons nou nie meer stry nie, né? Almal moet tot bekering kom. Mens kan nie rondspeel nie as jy twyfel daaroor of jy dink daaroor. Nou die tyd is nou. The day of salvation is today. So ja, ek dink ons almal kan saamstem met hom dat mense daar buite, as jy twyfel oor jou redding of jy speel rond met die idee dat jy jou lewe moet omkeer of althans dat jy moet die evangelie glo sodat jy gered kan word, dan moet jy dit doen. Want die wêreld word meer boos daar buite en dit raak moeiliker om 'n Christen te wees. Dit is al klaar in baie westerse lande nie meer so maklik om jou geloof uit te leef nie as gevolg van allerlei wette en so aan wat juis Christene teiken. So ja, ek dink net dat nie die hele idee van datums is verkeerd, wel ek weet is verkeerd en
Mens moenie so iets gebruik om mense te probeer dryf na die Here toe nie, want dan gebruik jy vrees, en is nie die goeie vrees nie, dis nie the fear of God nie, dis 'n ander vrees, en dis maar net die vrees dat jy gaan agterbly en gemartel gaan raak of iets. Ja, ek wil nog net een vers lees, so net die laaste vers, om hierdie hele idee dat ons datums kan vasstel of bepaal vir wanneer die wegraping nou gaan gebeur. Okay. Baie van hierdie doktrines van die laaste dae kom uit Matteus 24 uit. En hierdie mense sal sê, ja, maar ons moet gereed wees. Okay. Nou die vers 44 sê, daarom moet julle ook gereed wees, van die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Die seun van die mens kom op 'n uur wat julle dit nie verwag nie. Nou as ons sê, Jesus kom haal sy kerk die 24 September. Daar's mense wat letterlik die hele tyd gedurende daai dag dit verwag. So hoe kan die seun van die mens kom op 'n uur wat ons dit nie verwag nie, as hierdie mense wat glo in hierdie wegraping dit dan verwag op daai datum? So dit maak nie sin vir my nie. Dit gaan dan nou teen die skrif. Jesus sê dan nou juis, hy kom nie terug op 'n uur wat ons dit verwag nie, maar juis op 'n uur wanneer ons dit nie verwag nie. Hier is 'n video van Christene in Uganda, en hulle is besig om daar te staan en te kyk, maar hulle wag altans vir die wegraap om te gebeur. So hulle verwag dit. So weer eens daai skrif gaan nie so lekker werk as mense dit verwag nie, as hulle die datum het nie. Okay, so kom ons kyk net, hoe lyk dit hier? So daai mense, hulle het groot verwagting daar. Hoekom? Want iemand het vir hulle ook vertel, daar in Uganda, dat Jesus kom terug die 24ste. Okay. Nou ons weet, dit het in 'n paar lande gebeur. Daar was in Amerika ook een of ander ou wat vir almal dit vertel het. 'n valse profeet. So hier's Uganda. Okay, en Uganda is hostile teenoor Christene. Hierso is die persecutor, is nou wie die mense daar vervolg. Local Islamists persecute Christians, especially along the eastern, southwestern and northern borders, where radicals have been steadily encroaching. What it means to follow Christ in Uganda. Christian converts from Islam face pressure from family members and harassment in Muslim communities. Several young people who converted to Christianity have been severely beaten and injured by their parents or community members. Pastors and churches have been attacked, and some converts have been killed after their faith became known. The children of families who leave Islam are no longer welcome at school. In some areas, local laws are passed to limit the spread of Christianity or seize church land. So hierdie mense het hierdie groot verwagting gehad, hulle gaan weggeraap word, en hulle lewe in 'n land waar daar vervolging is. En hulle is arm, hierdie mense het nie veel nie, so vir hulle is dit 'n verskriklike groot ding. Want dit beteken nie net vir hulle gaan nou by Jesus wees nie, maar dit beteken ook vir hulle gaan nou vry wees van al hulle armoede, van vervolging, hongersnood, siektes, al hierdie goed. So vir hulle is dit massief. Nou, dink nou net hoe die mense gevoel toe die 24ste verbygaan. En dit het nie gebeur nie.
wat se skade kon dit nie aan baie van hulle se geloof gemaak het nie. So ja, dit is 'n ernstige ding. Hierdie bepaling van datums vir die wegraping. En ek dink mens kan nie net ligtelik na dit kyk nie. En ek het gelees baie comments en goed op my video's en Dani Botha se video's van mense wat lyk my dis vir hulle niks. Ag, hy het nou maar net 'n foutjie gemaak. Ek dink is baie ernstig. En ja, mens kan nie die goed ligtelik opneem nie. Maar laat weet my wat dink julle. Dis nou my laaste video oor hierdie topic. So ja. Tot volgende keer. Blessings in Jesus. Bye bye.